Goeiemôre gemeente en ook hartlik welkom aan al ons besoekers vanoggend. Kom ons begin vanoggend se ontmoeting aanbidding van ons Here deur te verklaar waarom ons hier is en is in sy naam in afhanklikheid van hom. Ons gaan dit doen vanoggend deur saam te sing van Psalm 121. Ons gaan hoor in vandag se skrif in sy teks en in sy prediking oor hoe ons pelgrims, vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde is. En dis die geval hier in Psalm 121, pelgrimslied, waar die volk optrek na Jerusalem toe deur gevaarlike gebiede en hulle oë ophef na die Here hulle God as hulle beskermer en hulle rots. Kom ons sing dan vir ons Here as belydenis van ons afhanklikheid van hom, Psalm 121. Vers. Wanneer ons so bely, dan antwoord ons Here ons. Mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof dan ons Here met die woorde van Psalm 33 en daarvan sing ons vir ons Here vers 1 en ons prys hom met vers 11. En nou, jou hartig saam ons geloof in ons Here en ons doen dit aan die hand van die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword.
Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. In sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemeen en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Here antwoord ons deur sy wet, en daarom luister ons vanoggend weer saam na ons Here se woord van Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die wet verneder ons, die wet wys ons sonde en ons swakheid duidelik, onmiskenbaar. So word ons herinner keer op keer, week na week aan ons genade, ons nood vir God se genade. Maar saam met dit oorweeg ons ook die verhaal van die verlore seun, waar hy sy nood en sy droefheid, sy ellende begryp en terugkeer na sy vader toe, met die hoop om net 'n dienskneg gemaak te word, waar sy vader met blydskap en met oop arms hom terug ontvang. So is ons God en Vader vir ons. En daarvan sing ons dan nou. Ons gaan sing vanuit Skrifbereiding 19, en daarvan gaan ons vers 1 en 2 sing, vers 1 en 2 waar die seun opstaan terug na die Vader en het hoop op sy genade, en dan vers 6 en 7 ook, waar die Vader sy genade uitstort op die seun. Kom ons sing dan saam vanuit Skrifbereiding 16, 19, en daarvan vers 1, 2, 6 en 7.
saam. Ons hoë en almagtige God, koning van die konings, heerser van die heersers, soewerein en almagtig oor hierdie ganse skepping en tog ons geliefde Vader. Ons nader U met groot ontzag, groot eerbied en vrees vir U majesteit en U heiligheid, maar tog met soveel vrymoedigheid. Ons weet ons kan U nader, ons weet ons is veilig by U, alles in en deur ons Here, Jesus Christus. Dankie dat toe ons verlore was vir 'n vreem van U, dat U Seun sy bloed gestort het om ons te was, sy Gees aan ons gegee het, sodat ons sal terugkeer na U huis. Want ons bely, ons ken ons sonde, ons sien dit voor ons al deur, en ook wanneer ons U wet hoor, dan kan ons nie meer wegkruip nie. So ons bely dit, bely ons nood en afhanklikheid van U genade, en ons prys U vir Christus, die Lam van God, hom in wie ons hierdie genade ontvang. Dankie dat U dan vir ons so baie gee. Ons kan kyk na ons voedsel elke dag, ons kan kyk na ons kleding, ons kan kyk na die reën, ons kan kyk na ons gesondheid, ons ganse lewe, en weet dit is U Vaderhand wat vir ons dit gee. Dit vir ons afmeet, ons daarmee versorg. Dankie ook vir hoe U vir ons as gemeente sorg. U is vir ons goed, selfs al is ons in 'n stikkende wêreld. U seën ons, U bewaar ons. U hou U woord altyd deur voor ons en roep ons tot getrouheid en bewerk ook deur U Gees 'n getrouheid aan U woord. So ons prys U vir ons gemeente, ons broers en susters. En so wil ons ook bid vir ons gemeente, Vader, dat U haar sal seën, dat U ons sal opbou in ons geloof, in ons liefde, verwondering vir U, en ons brandende liefde vir mekaar. Ons bid vir ons ouderlinge en vir ons diakens, dat U hulle wat ons voorgaan ook sal versterk, sal seën, ja, dat U hulle sal vul met U Gees, met wysheid, en ook met 'n brandende ywer vir U en liefde vir U kerk. Ek bid vir almal wat swaar kry van ons broers en susters, U ken hulle so goed. U hand self meet hulle beproewing vir hulle af, en daarom is dit net U hand self wat kan troos, bemoediging, versterking en uitkoms gee. So ons bid, wees tog naby ons broers en susters wat deur beproewing gaan, en gee tog spoedig uitkoms. Ons bid dan dat U ons vanoggend sal seën in hierdie ontmoeting, hierdie aanbidding. Wanneer ons vir U sing, wil U deur U Gees ons harte laat ontvlam. Vul ons met 'n liefde, 'n ywer, ja, 'n verwondering vir U heerlikheid en majesteit, en mag ons dan uit volle bors en in oorgawe vir U sing. Wanneer ons luister na U woord, berei ons harte voor, versag dit, verskerp dit, dat ons sal luister, en dat ons ook gevorm en geleer sal word. Mag ons groei in ons liefde, in ons toewyding aan U woord. Ja, dit bid ons dat U nie net ons help om U woord te verstaan nie, maar ook dat ons dit sal liefkry. Ons is uiters afhanklik van die Gees, so ons bid, Vader, help ons, lei ons vanoggend. Wil U dan ons gebed hoor, enkel en alleen
in die naam van ons koning en verlosser, Jesus Christus. Amen. Voor ons saam na die woord van ons Here gaan luister, gaan ons eers weer sing vir ons Here. Ons gaan in die teks en in die prediking vanoggend heelwat hoor van beswaddering, vervolging van die wêreld af, soos vreemdelinge en bywoners hier op aarde, en dit gaan die kerk tref deur die eeue. So ons sing dan, in voorbereiding daarvoor, ons Here Jesus Christus se woorde in Matteus 5, ons sing skrifbereiming 16, en daarvan vers 9 en 10. Oproep om vanoggend weer saam met my oop te maak by die eerste brief van die apostel Petrus. Ons gaan daarvan saam luister na hoofstuk 2, verse 11 tot 17. En ek is oortuig dat jy baie meer gaan baat uit die uitleg uit, indien jy jou Bybel hier oophou deur die loop van die preek, en dat jy self die waarhede vanuit hierdie kosbare teks kan sien. 1 Petrus 2, en daarvan vers 11 tot 17. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring, as vrye mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Tot sover. Ek weer saam met my na vers 11. Petrus vermaan ons as bywoners en vreemdelinge. Nou is 'n beskrywing wat Petrus al van die begin van sy boek af reg deur vir ons gee van die Christen. Hy is 'n bywoner en 'n vreemdeling. Hoofstuk 1 vers 1, daar hoor ons aan die vreemdelinge van die verstrooiing. En dan later weer in vers 17, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. En dan ook hier in ons teks, vers 11, ek vermaan julle dan as bywoners en vreemdelinge. Broer en suster, dit is jou lewe hier op aarde. Jy's 'n bywoner en 'n vreemdeling. 'n Bywoner is iemand wat net tydelik onder 'n klomp mense woon, wat nie daar hoort nie. Alles hy sy lewe lank op daardie plek, is nie waar hy hoort nie. En 'n vreemdeling is iemand soos 'n pelgrim of 'n balling, wat net deurtrek. Iemand wat geensins aangepas is of hoort daar waar hy is nie. Die Christen sal in hierdie lewe op aarde altyd 'n bywoner en 'n vreemdeling wees, waar ook al hy is. Want hy behoort aan 'n ander koninkryk en aan 'n ander koning. Oorweeg wat Petrus tot op hierdie punt in hierdie brief
oor die gelowige se identiteit en wese gesê het. Ons het nou reeds opgemerk, herhaaldelik, praat Petrus van die gelowige as 'n vreemdeling, 'n bywoner. Maar let veral weer op hoofstuk 1 vers 17. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Dit is wat die Christen, jou geliefde broer en suster, primêr onderskei van die res van hierdie wêreld. Dit wat ons primêr onderskei is nie hoe ons lewe, nie wat ons sê, nie wat ons doen nie. Wat ons onderskei is ons is gekoop. Ons is gekoop deur Christus, deur die bloed van die lam. Die hart van waarom jy 'n vreemdeling en 'n bywoner in hierdie wêreld is nie iets wat jy besluit het nie. Dis nie iets wat jy doen nie, dis nie iets wat jy sê nie, dis iets wat aan jou gedoen is. Jy's gekoop. Christus het vir jou gelowige broer en suster sy bloed gestort. Hy het vir jou die vloek en straf van God op sy liggaam en siel gedra aan die kruis. Die hel wat jy moet kry vir jou sonde, sodat jy nie hoef nie. Hy het jou met sy geregtigheid beklee. Hy het sy gehoorsame lewe op jou gelê, in jou rekening geplaas, asof jy dit gedoen het. Dit is waarop alles in hierdie teks wat ons nou gaan kyk vanoggend, alles in die res van hierdie brief, alles in die boek oorgaan, waarop dit steun, waarheen dit wys, waaroor dit jubel, is hierdie waarheid. Ons is bywoners en vreemdelinge, waarom? Want ons is gekoop deur die bloed van die lam. So het hy ons losgekoop uit ons ydelle lewenswandel. So het hy ons gekoop, soos ons net vroeër in hoofstuk 2 vers 9 en 10 gehoor het, tot 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, die volk van God. So het God ons bywoners en vreemdelinge op hierdie aarde gemaak. Vreemdelinge in hierdie aardse ryk. En maar dan volg in die res van die teks, inderdaad in die res van die brief van die apostel Petrus, is hoe ons, wat hierdie nou weet, aan wie hierdie nou gedoen is deur God, op hierdie aarde, in hierdie ryk, waar ons nie hoort nie, moet lewe. Dis die res van die 1 Petrus. Nou ek beaarbei hierdie punt, ek beklemtoon hierdie woorde aan die begin van vers 11, as ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, gewoon vir hierdie punt, daar's 'n gevaar, wanneer ons nou na die res van hierdie vermaninge gaan luister. En die gevaar is dit, ons hoor nou die vermaninge wat volg, die oproepe, en ons redeneer so. Ek moet myself nou inspann, ek moet nou hard baklei, ek moet nou hard werk, ek moet opoffer, ek moet hierdie gehoorsaamheid doen en najaag, sodat ek al die wonderlike dinge wat God vroeër gesê het van die gelowige kan wees. As jy so redeneer, dan ignoreer jy wat God hier in hierdie teks doen, en jy verlaat die genade van die evangelie. Let op wat God doen in hierdie teks. Kyk vir 'n oomblik weer saam met my na vers 9 en 10 van hoofstuk 2, die verse net voor ons teks. Maar julle is 'n uitverkore geslag. En dan hoor ons, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is. Aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Dis 'n uitgemaakte saak vir die gelowige. Weens die grondelose genade van God, is jy daardie dinge. Dieselfde patroon kry ons week na week in die wet. Vanoggend weer. As jy fyn luister, let jy dit op. Die Here gee nie sy wet vir ons en sê, as jy hierdie dinge, hierdie opdragte, hierdie bevele, hierdie gebooie reg en goed genoeg hou, dan sal ek die Here jou God wees.
en jy sal my volk wees, en ek sal jou uit Egipte land uit verlos, as jy dit doen. Dis nie wat die Here sê nie. Hoe begin die wet van ons Here? Die wet begin, die eerste vers, waar die Here sê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Dis klaar. Daar's reeds iets gedoen, aan jou, sonder jou. En daarom begin Petrus met die woorde, ek vermaan julle, as bywoners en vreemdelinge. Daar is iets reeds aan jou gedoen, vir ewig. Jou burgerskap lê reeds vir ewig in die koninkryk. Jy het reeds 'n ewige, nuwe koning, die Here Jesus Christus. Jou gehoorsaamheid aan hierdie teks gaan dit nie bewerk nie. Dit is reeds gedoen, deur die Here self. Kyk ons vers 11. Ek vermaan julle dan as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. So Petrus se vermaning nou, wat gaan oor ons lewe hier op aarde as vreemdelinge en bywoners, onder 'n wêreld, 'n ryk waarin ons nie behoort nie, begin nêrens anders as by jou eie persoonlike heiligheid nie. Ons Here weet, sy kerk is in 'n korrupte wêreld. Ons is in 'n wêreld wat oorvloei met boosheid en goddeloosheid, maar hy laat ons nooit toe om die wêreld vir ons sonde te blameer nie. Eerste vermaning wat ons Here gee in hierdie teks. Onthou jou van vleeslike begeertes. Dis waaruit jou sonde kom. Goed, nou wat is vleeslike begeertes? Waarvan presies moet ons wegbly? En die apostel Paulus help ons hiermee in Galasiërs 5. Daar noem hy die werke van die vlees. Ons hoor daar in die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Laat ons nie die fout maak, dat wanneer ons vermaan word om te onthou van vleeslike begeertes, dat ons dink, dit gaan net oor wellus nie. Luister na Paulus se lys. Wellus is daar, ons hoor, dit begin met oorspel en hoerery, en dan is daar nog fisiese sonde, ons hoor aan die einde van die lys kom daar dronkenskap en moord en brassery. Maar let op, die meerderheid van hierdie werke van die vlees is sondes wat ons in ons gedagtes en in ons hart pleeg. Dinge binne ons. Onreinheid, ongebondenheid, afgodery, vyandskap, twis, jaloesie, toorn, tweedrag, partyskap, afguns. En hier het ons dit. Dan sê Petrus daardie dinge. Onthou julle van vleeslike begeertes, van hierdie begeertes, jou stryd in hierdie wêreld en teen die sonde. Begin nie eers wanneer die sonde by jou poorte opdaag met sy leermagte, wanneer die keuse van sonde nou, die versoeking, gaan jy dit nou doen of nie, voor jou lê nie. Jou stryd begin lank voor dit. In ons harte, in ons begeertes. Die apostel Paulus skryf in Romeine 11, beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsiening vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Wanneer wellus begin woel, wanneer afguns begin roer in ons hart, wanneer tweedrag en partyskap soos geldige opsies begin lyk, daar reeds moet ons baklei. Alreeds daar in ons hart waar hierdie dinge minder walglik raak en bietjie nader aan ons kom. Alreeds by die begeertes van die vlees. Petrus versag nie die gevaar van dit nie. Hoor weer in vers 11. Ons moet onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Wees versigtig om nie die vlees en vleeslike begeertes te versag en af te maak met die
met die dodelike vertroosting om te sê, ek is maar net mens. Goed, jy is net mens. Daarom sal hierdie begeertes woel in jou, en daarom sal jy nooit volmaak wees in hierdie lewe nie. Maar hoor, wat leer die Here vir ons keer op keer? Jy is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, volk van God as sy eiendom verkry. Vroeër aan die begin van die brief hoor ons wat? Hy het ons wederbaar. Hy het ons die wedergeboorte geskenk deur die lewende woord wat blywend is. Hierdie begeertes het een doel voor oë: jou siel. Vernietiging van jou siel. As ons maar net eerlik wil wees oor die gewig van hierdie. Ons sit alarms in ons huise. Ons sit diewering voor ons ruitte. Ons sit heining om ons erwe, om die wat ons liggaam wil kwaad aandoen, weg te hou, te weerstaan, te vermy. En tog is ons so gereeld sorgeloos oor ons ewige siel. Petrus lê die gewig neer, hy sê, weerhou julleself van vleeslike begeertes, moenie dit broeiplek gee nie, dis nie skadeloos nie. Dit kom vir ons siel. So begin Petrus wanneer hy nou ons wil leer om as burgers van 'n ander ryk, vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde, wanneer hy ons wil leer hoe om op te tree, begin hy by ons, by die vleeslike begeertes, en dat ons dit moet vermy. En kyk aan vers 12 verder, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. So onthou die lyn wat Petrus maak, jou burgerskap is in die koninkryk, jy is 'n bywoner en 'n vreemdeling hier op aarde, en tog maak jou lewe, hoe jy optree hier, uiters baie saak. Daarom sê Petrus, ons lewenswandel onder die heidene moet skoon wees. En wanneer Petrus jou oproep en sê, hê 'n skoon lewenswandel op hierdie aarde, dan sê hy nie, jy moet jou lewenswandel skoon of rein hou van allerhande dergelike dinge nie, dat jy moet onbevlek en rein lewe nie. Daar's woorde vir daardie soort oproep. Die woord wat Petrus hier gebruik, wanneer hy sê 'n skoon lewe, is die woord vir mooi, lieflik, aangenaam, of skoon, die ou woord vir mooi. Dis wat Petrus hier sê. Die Christen behoort 'n aanwinst te wees vir die wêreld, 'n verkwikking te wees. Dit gaan nie hier oor rigiede gehoorsaamheid wat Petrus sê jy hierso moet najag nie. Dit gaan oor om 'n aangename lewe te lei, 'n daaglikse lewe wat tot stigting, tot vrede, tot orde strek. Dit is om vreemdelinge te groet. Dit is om in ander belang te stel en minder oor jouself te praat. Dit is om altyd gereed te wees om te help. Dit is om kelners met waardigheid, aandag, geduld te hanteer. Om nie 'n bohaai te maak wanneer jou kos nie wenslik is nie, maar om dit vriendelik en mooi te hanteer. Dit is om rommel op te tel wanneer jy op die strand stap. Om lekker te kan lag en kuier, selfs wanneer daar nie drank is nie. Om gesprekke oor geloof te voer. Die persoon wat voor jou by die stopstraat kom, om hom eers te laat ry. Petrus sê, die gelowige word geroep tot so 'n lewe. 'n mooi lewe. 'n skoon lewe. 'n beeldskone, lieflike lewe. Sout vir die aarde en lig van die wêreld. En Petrus sê ons moet so 'n skoon lewenswandel hê, vers 12, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Want weet dit, gelowige, ons begin in hierdie wêreld met 'n agterstand. Ons, die kerk van die Here. Die wêreld ken Christus en sy koninkryk nie. Hulle is vyandig teenoor Christus se kerk. En daarom begin ons met 'n agterstand.
Beswaddering is 'n geliefde wapen in die hand van die vyand. Hierdie gelowiges waaraan Petrus geskryf het, het dit goed geweet. Hulle was gereeld beswadder as opstokers, as oproermakers, wat die wêreld wil wegtrek agter een man aan. Hulle was gereeld beskuldig en beswadder as mensehaters, want almal aanbid die gode en dit gaan goed. Nou kom hierdie Christen, hulle wil nie die gode erken en aanbid nie, dan tref rampe die mense. Die Christene haat die mense. Hulle was beskuldig as geweldenaars, booswigte, omdat hulle God se oordeel verkondig oor die sonde. En so is dit vandag nog. Die getroue Christen sal beswadder word as blind, kortsigtig en agter, omdat hy vashou in getrouheid aan die woord van die Here. Die Christene sal beswadder word as liefdeloos, onchristelik, wreed, omdat hulle homoseksualiteit, aborsie en die transgender beweging verwerp as sonde voor God. Hulle sal beskuldig word as farisisties en wetties, omdat hulle vashou aan die heiligheid van God se kerk. Ons het dit gesien, net 'n paar weke gelede vir die van julle wat dit raak gesien het, by die gereformeerde kerk Nelspruit, waar hulle in getrouheid aan Christus se liefde en vermaning aan 'n broer bedien het, en hoe die broer het voor die wêreld oopgevlek het, en die wêreld daardie gemeente beswadder het, beskuldig het, as boos, liefdeloos, geldgierig. Ons begin met 'n agterstand. Dis die wêreldse gesindheid teenoor die bruid van Christus. En tog let ons dan op, besonder in hierdie teks, dat tog in so 'n wêreld moet die Christen 'n lewe lei wat geen werklike klag teen hom kan ingebring word nie. En kyk vers 15. Want dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. Wanneer die vyande kwaad spreek, moet die gelowige se lewe so oorvloedig wees met goeie werke, met aangenaamheid, met die skoonheid van ons verlosser Jesus Christus, dat al die beswadderings duidelik nie water dra nie. En inteendeel, dat die beswaddering teen die gelowige verdag sal wees. Nou moet ons vra, as ons luister na ons Here hier praat van 'n mooi, 'n goeie lewe, oorvloedig met goeie werke. Strewe ons na so lewe? Soos in die gevaar om te sê, omdat ek 'n pelgrim en 'n bywoner is, my burgerskap in die koninkryk lê, moet ek net hier deurkom. Maak nie saak wat aangaan rondom my of hoe ek lewe nie, ek moet net hier deurkom tot ek by die hemel is. Die res van die wêreld is almal in elk geval goddelose. Dis die gevaar. Die vraag is ons besig om goeie werke in oorvloed, 'n mooi lewe op hierdie aarde na te strewe? Het ons 'n aangename en lieflike lewe? Ons moet dit weet, daar's geen eer in moeilik wees nie, 'n moeilike mens wees nie. God het geen welbehae in eie willigheid en hardnekkigheid nie. Wanneer daar kwaad gespreek word van jou, wanneer jy beswadder word, sal die wat jou goed ken rondom jou onmiddellik daardie beswaddering betwyfel, skepties wees. Want hulle sien jou goeie werke, jou aangename lewe, jou oorvloed. Dit is hartseer dat die gelowiges wat strewe vir so 'n mooi tipe lewe, soos wat beveel word deur ons Here, dat hulle gereeld selfs deur ander gelowiges beswadder word as skynheilig, as vals. Broer en suster, indien jy bang is vir so 'n beswaddering, en omdat jy nie wil vals of skynheilig voorkom nie, daarom doen jy nie te veel moeite met 'n mooi lewe nie, weet net dit. Dit gaan nie oor jou en jou ydelle eer wat jy daaruit kan kry uit so 'n mooi lewe nie. Dit gaan oor God se heerlikheid. Vers 12. Sodat hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Al word ons beswadder ondanks 'n mooi lewe, of partykeer juis weens ons mooi lewe, sal God vir homself heerlikheid daar uithaal.
As nie nou nie, dan op die dag wanneer hy weer kom om af te reken. Ek verder saam met na vers 13 tot 14. Die apostel Petrus beweeg nou dan verder na die owerheid en die gelowige as bywoner en vreemdeling in hierdie wêreld se lewenswandel teenoor die owerheid. Vers 13: Wees onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here. Of dit die koning is as opperheer, of die gouverneur as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Dit behoort duidelik te wees op hierdie punt. Ons Here se wil is dat die gelowige juis die is wat deur die owerheid geprys word vir hulle goed doen. Vir die, om die taal te gebruik, die goeie mens, goeie lewenswandel wat hulle handhaaf. En die kwessie wat hier hanteer word is eintlik dit. As burgers van 'n ander koninkryk, het ons dan enige pligte teenoor die koning en die owerheid hier op aarde? Moet ons na hulle luister? Moet ons onsself aan hulle verwerp? En dit is 'n belangrike vraag. Vandag se owerheid, net soos Petrus in Petrus se tyd, doen nie baie goed nie. Almal van ons kry tye waar ons voel, ek wil nie onderwerp nie, ek wil 'n punt maak, ek wil hulle wys hoe sleg hulle is, juist deur nie te onderwerp nie. As hulle so onregverdig gaan wees soos dit en dit en dit, dan gaan ek net nie luister nie hier en daar en daar. So dis aan die vraag, moet ek onderdanig wees? Moet ek vir hulle bid? Iets anders bid as die gebed dat hulle verwyder moet word? Wat moet my gesindheid en ingesteldheid teenoor die owerheid wees? En die antwoord is duidelik hier. 'n mooi lewe. Onderwerp julle. Maar dit is belangrik dat jy sien waarom. Ek dink nie dis nuus vir iemand dat die Here sê onderwerp jouself aan die owerheid nie. Sê dit Romeine 13 waar ons dit keer op keer ons het Titus 3. Maar dit is belangrik dat ons vanuit hierdie teks sien waarom. Waarom roep ons Here ons om te onderwerp? Kyk saam met my na vers 16 ook. As vrye mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. So Petrus sê hier, ons is vry. Maar vry van wat? Ons is vry van hierdie wêreldse owerheid. Ons is vry van hierdie wêreldse konings. Ons behoort nie aan hierdie wêreld nie. Nie aan sy koninkryk of sy konings nie. Ons skuld hulle dus niks. Ons het geen inherente verpligting teenoor hulle nie. En waarom is ons so vry? Waarom? Want Christus het ons gekoop om aan 'n ander koning en 'n ander koninkryk te behoort. Ons burgerskap is nie 'n bietjie geestelik, net wat verlossing aanbetref geskuif nie, totaal en al geskuif na die koninkryk toe en Christus as koning se heerskappy. Ons is dus nou vry van die heersers van hierdie wêreld. Maar ons is nie vry van God nie. Vers 16, ons het die vryheid as diensknegte van God. En as diensknegte stuur hy ons na hierdie wêreld om onderdanig te wees aan elke menslike instelling. Hy stuur ons om sulke goeie burgers te wees, 'n lewenswandel te hê wat so aangenaam, goed, mooi, skoon is, so oorvloedig met goeie werke, vir so 'n verlange om onderdanig te wees aan die owerheid, dat wanneer die vyand sal kwaad spreek teen die Christen, wanneer die vyand die Christen sal beswadder, vir wat ook al rede, dat hulle sal moet swyg. Daarom sê Petrus in vers 13, wees onderdanig ter wille van die Here. Dit is sy wil en sy ontwerp. En wanneer ons dit dan raak sien, dan staan ons inderdaad in verwondering vir die Here se wysheid. En dan verstaan ons waarom ons moet onderworpe wees aan die owerheid, en ook hoe.
Die evangelie maak ons vry. Vry van hierdie koninkryk en sy heersers, maar dit maak ons nie vry om rebelle te wees nie. Dit maak ons nie vry om onaangename, moeilike, hardnekkige mense te wees nie. Dit maak ons vry as diensknegte van God, radikaal in ons liefde en toewyding aan hom. En omdat ons radikaal in ons liefde en toewyding aan hom is, luister ons wanneer hy ons stuur, en dan is ons dus onderdanig aan die konings hier op aarde. Sodat hy self die kwaadsprekers die mond sal stop, deur ons sy diensknegte se mooi lewe wanneer ons beswadder word. Kyk laasens om na vers 17. Dis waar Petrus dan hierdie gedeelte afsluit. Vers 17, julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Nou let op 3 riglyne vir ons lewe as bywoners en vreemdelinge op hierdie aarde, wat ons vanuit hierdie vers leer. Nommer 1, ons moet alle mense eer, dit is, ons moet hulle ooreenkomstig hulle rol hanteer. En wat beteken dit om te eer? Ons praat so baie daarvan, sê dit so baie, maar wat moet in my kop gebeur as ek nou iemand moet eer? Wat is dit om iemand te eer? Om iemand te eer beteken om teenoor hulle op te tree, hulle te hanteer, teenoor hulle te wees, ooreenkomstig wat hulle is, of die rol wat hulle het. Dis om iemand te eer. Mens sien dit in vers 13, waar gepraat word van die koning, dat daar onderwerp moet word aan die koning as opperheer, dis sy rol, of aan sy gesante, of aan die gouverneurs as sy gesante. En so, wanneer ons dit sien, en hoor ons moet elke mens eer, dan weet ons sal elke mens ook anders moet eer. Ons moet teenoor elke mens optree, in die eerste plek, as beeldhouers van die almagtige God. Daai eer kom elke mens toe. En so moet ons die koning dan eer, nog meer, want hom eer as opperheer in hierdie land. So moet ons vroue en ons mans op 'n sekere manier eer, met hulle werk ooreenkomstig wat hulle is, hulle rol. En so moet ons onderwysers, ons baase, ons dokters, ons herders, ons polisie, ons vriende, elkeer ooreenkomstig wat hulle is en hulle rol eer. Elke een gepas hanteer. So, dis deel van ons mooi lewens hier op aarde. Ons verag en verwerp nie iemand wanneer hulle in 'n sekere rol of funksie het nie. Ons nader hulle en hanteer hulle ooreenkomstig en gepas aan daai funksie, dis om hulle te eer. Om almal eer en die koning as opperheer eer. En nommer 2, ons moet 'n spesiale liefde vir die gelowiges hê. Ons het 'n paar keer in die verlede hierna al gekyk, en dit is so heerlik om te sien hoe praat die Here daarvan. Vers 17, julle moet die broederskap lief hê. Daar's iets besonders. Iets besonders aan jou broer en suster in die geloof. Hulle is anders as die wêreld. En weer eens, hulle is nie anders as die wêreld omdat hulle op 'n sekere manier lewe of optree nie. Hulle is anders as die wêreld want God het iets aan hulle gedoen. Aan jou broer en suster in die geloof. God het hulle met die kosbare bloed van die lam gewas. Hulle is saam met jou God se koninklike priesterdom, sy heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Ons harte moet vlammend wees vir ons mede-erfgename. Kosbaar in die Almagtige se oë. So onthou, sing Dawid in Psalm 16. U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Aangaande die heiliges wat op die aarde is, die gelowiges.
Hulle is die heerlikes in wie al my behae is. Nommer 3, ons moet 'n vreeslose vrees vir God hê. Hoe dit lyk en wat dit beteken is gewoon, ons moet onderwerp aan die owerheid, maar nie vanuit vrees nie. Ons moet nie onsself onderwerp aan die owerheid terwille van die owerheid alleen nie. Soos Paulus sê in Romeine 13, die owerheid is geen voorwerp vir vrees vir die wat goed doen nie. Jy onderwerp jouself aan die owerheid en dan sê jy, ek vrees die Here. Dis waarom ek dit doen. Hy bestel dit so, dit is sy wil, hy stuur my, ek is vry van die koning, maar hy stuur my. En omdat ek hom vrees, luister ek. En ek onderwerp myself aan die koning. Ek het 'n opperheer bo jou, o koning, en ek is onderdanig aan jou, want ek vrees hom. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Broers en susters, laat ons dan as vreemdelinge en bywoners lewe op hierdie aarde. Hoe vinniger ons daardie identiteit, daardie waarheid aankleef, hoe beter. Vir hulle wat in ons Here Jesus Christus glo en gewas is met die lam van die bloed, gekoop is tot sy eie eiendom, word daar verklaar, julle is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. En juis daarom, laat ons in stryd wees teen die vlees se begeertes, juis daarom, laat ons 'n skone lewe leef, vol eer, liefde, onderdanigheid en vrees. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die kosbaarheid van U woord. U ken ons en ons harte en ons gebrokenhede en sonde so goed. En daarom is die woord vir ons so 'n skat, so 'n lamp, so 'n leiding. Ons dank U, Vader, vir U verlossing, dat ons mag weet ons behoort nie aan hierdie wêreld met sy boosheid en sy gebrokenheid nie. Dat ons bywoners is, pelgrims, vreemdelinge. Prys U dat ons mag weet ons behoort aan 'n ander koning, ons Here Jesus Christus en sy koninkryk. Dat daar is geen koninkryk, geen plek om aan te behoort wat naby kom in heerlikheid, in soetheid, in rus, in vrede, in skoonheid nie. Ja, so ons prys U en ons onderwerp onsself aan hom, ons koning. Leer ons dan, lei ons om ook as burgers van hierdie koninkryk te lewe, terwyl ons hier op aarde is. Mag die skoonheid en die lieflikheid van ons Here Jesus Christus gesien word in hoe ons lewe, van dag tot dag, in elke optrede van ons. Ons is swak, en ons vleeslike begeertes haal ons so maklik in, dit sluip so maklik in en ons is nie altyd op wag nie, besig om uit te kyk en te waak nie. So Vader, wil U ons dan ondersteun en ons versterk teen ons vleeslike begeertes, dat ons sal waak, wanneer ons wel is, dronkenskap, twis, wanneer ons tweedrag en partyskap, afguns en moord, wanneer ons dit sien, woel in ons hart. O mag ons onsself onthou daarvan. Dit nie vat plek gee nie. Lei ons so deur U Gees. Bewaar tog ons siel, wat so gedurig onder die aanval is.
En Vader, ons bid dan ook vir ons owerheid. Ons dank U dat ons mag sien en verstaan dat ons aan hulle onderdanig moet wees. Maar ons prys U dat ons mag sien en hoor dat ons aan hulle onderdanig moet wees ter wille van U. Omdat U dit so beskik en bestel, sodat U deur ons mooi lewens die kwaadsprekers tot swye kan bring. Vergewe ons dan wanneer ons so gereeld die reg in ons eie hande wil neem, waar ons wil opstaan, waar ons dele in ons lewe het waar ons nie die skoonheid van Christus uitbeeld nie. Vergewe ons en bekeer ons. Nou lei ons om goeie burgers te wees, al is ons net tydelik hier. En Vader, ons bring dan ons gebed voor U. Wil U ons hoor enkel en alleen in die naam van ons koning, ons ewige koning en ons verlosser Jesus Christus. Amen. Weer vir ons Here sal sing en ons gaan vir hom sing vanuit Psalm 121. Ons het aan die begin van die erediens met ons afhanklikheid verklaring Psalm 121 gesing, waar ons hom aangeroep het en ons nood en ons afhanklikheid en ons vertroue op hom bely het. En dan gaan ons nou verder sing van sy beskerming, sy seën, sy genade op hierdie aarde, op hierdie pelgrimstog. En ons sal dan vir ons Here Psalm 121 sing, vers 4. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.